Amen. Kan ek sommer met die deur in die huis val oor gebed en dan wil ek die mikrofoon by tye omstuur en vir julle 'n paar vrae vra rondom julle inset 'n bietjie hoor. Goed, is dit reg so? So nou wonder julle wat gaan ek nou vra? Die eerste vraag is moet ons die fan aansit of is julle happy? Is almal happy? Goed, gaan ons aan. Okay. Nou laasweek het ons gedeel oor die krag van gebed. Nou Andre het nou vir ons 'n basis gelê so oor die krag van gebed. Are you okay with die Afrikaans? Good. Yes. Ons sê almal moes, julle weet mos van die ou wat by die graads gekom het, toe sê hy, luister meneer, hy by die bandeplek en hy sê vir hom, kan jy my help? En die ou sê, I only speak English here. And I know many of you know this story, but he said many, I only speak English. En hy sê, frek, hy sê, I want a band for my car. Hy sê, wat? Hy sê, a band for my car. Hy sê, I don't understand what you're looking for. Hy vra vir die ou hier langs van, wat is 'n tyre in Engels? Goed, okay, so, ek moet net vir julle bieg. Op skool het ek gepraat van I chase a has around the corner. Toe die juffrou vir ons gesê dat make a sentence with has and have. Goed. Okay, nou party van julle vang dit op die volgende stasie, maar dis 'n spoorweg grappie. Yes. Maar vandag wil ek deel oor, sal ons met 'n vraag, maar 'n challenge, en ek vertrou in Jesus naam dat elkeen hier sal sê yes. Amen. Want toe Neil vir ons lei en ons daai song sing van It's never too late, come away with me, wil ek toe ervaar ek net die Here highlight daai woorde om vir iemand of sommer vir almal, maar iemand spesifiek hier te sê vandag, it's not too late. It's not too late. En of dit in whatever jou huwelik, jou gebedslewe, maak nie saak wat dit is wat jy die Here voor vertrou nie. Ek het net ervaar nie terwyl hy dit lei, toe highlight die Here dit net vir iemand om moed te skep, en die Here sê it's not too late. Amen. Nou Vrydagoggend by die manne, dit was spesiaal Vrydagoggend, ons het sommer gedeel, arme Pieter kry nie 'n beerd nie, hy vat vir ons voor en op die einde van die dag, toe sit hy maar die boek neer, toe sit hy hom daar, en maar dit was so kosbaar hoe almal gedeel het, en Marno, wil jy vir ons net so vinnig ietsie deel wat jy Vrydag, jy het so gepraat net van om die Here te soek, en hy, wil jy vir ons so vinnig ietsie deel, van wat die Here, yes, om jou pad met die Here, en hy is so jonk en vol vuur, so jy kan gou vir ons net so in 'n sin net kom deel, maar toe, wat ek net wil bemoedig vandag, en dit is, toe sit ons daar in 'n kringetjie, en ek ervaar toe in my hart, die Here lê op my hart, om dat ek somewhere oor die naweek verniel 'n boodskap stuur om hom te vra, hey brother, jy nie lus om vir ons vir oggend, wat nou Sondagoggend te lei met come now is the time to worship. Dit het so op my hart, ek het dit so ervaar, en ek kom nie daarby uit nie. En gister toe kry ons hulle so vinnig, en hy sê, ek moet nog vir jou die songs deurstuur, en toe hy vir my die song deurstuur, toe ek so kyk, toe is die eerste song, come now is the time to worship. So ek bemoedig elkeen maar net, om te sê, dit is nou die tyd, of ons so voel, of ons nie so voel nie, it's always the time to worship. Amen. So ek bemoedig u net daar, it's not too late. Ja. Van of my sê wat van nee, ek voel dit was nie ek wat gepraat het op daai okay, man, jy het bedien oor as die vyand jou aanval en hoe jy reageer uit 'n plek van oorwinning. Ja. Hy het gesê dan vloek ek die duiwel so bietjie. Ons kyk hom so, hy sê maar uit die woord uit. Baie van ons, en ek dink ek praat ook vir baie mense, as ons nader aan die Here kom, dan ervaar jy jou aanvalle, veral hier in jou kop raak meer. En jy dink partykeer dis jy jouself. Sorry, ek weet julle ervaar dit nooit nie, dis nou wat hy ervaar. Ja, dis ek. Dan kom hy in die kop en hy sê vir jou, jy is nie goed genoeg, hy sê vir jou, jy is sleg, jy het te veel goed gedoen in jou lewe, bly eerder weg van die Here af, dit is beter vir jou en vir hom. En dan op daai oomblikke, sodra die stem in jou kop nie volgens die woord klats nie, dan weet jy, dit is nie die stem van die Here wat met jou praat nie. En dan kan jy hom vloek, want die Here sê,
haat onder geregtigheid, haat vir Satan, dan kan jy hom vloek, sê voetsek, in die naam van Jesus, bly weg van my af. Ja. En dan ook, wat ek nou gesê het? Ja, vanuit 'n plek van oorwinning. Ja, ons moet altyd onthou dat ons veg van 'n plek van oorwinning af. Jesus het reeds oorwin, hy het die dood oorwin, hy het die donker oorwin, en die lig sal nooit ooit onder donker te val nie. Want jy sit nie 'n lig aan en dan is dit donker in 'n vertrek, jy sit 'n donker vertrek, sit jy die lig aan, dan is daar lig. Maar dit kan nooit anders omgaan nie, so ons sal altyd wen, jy moet net weet van waar jy veg. En dan het jy genoem van die duiwel, ken jy nie jou naam nie, maar hierdie is powerful, ouens. Die duiwel ken ons name, maar hy roep ons op ons sonde. Maar die Here ken ons sonde, maar hy roep ons op ons name. Yes, wow. Yes. Amen, is dit nie powerful nie? Die duiwel ken jou naam, maar hy noem nie jou naam nie, hy noem jou verlede, hy noem jou sonde. Yes, is dit nie amazing? Dankie. Ek wil net sê, wat hy gesê het van, om die duiwel te vloek, is eintlik te vervloek. So, is hom nou nie te, okay, voetsek hy verstaan daai taal, hy verstaan verseker wat beteken voetsek. My ouma het ook 'n veewoord gehad, maar dit was so kort, met 'n kappie op die oor, maar kyk, dan het die honde gehardloop. Ons het altyd gesê, daai fox terriers, want sy het fox terriers gehad, maar dan het daai S en 'n N verander. Goed, maar in elk geval, maar ouens, sê vir jouself net vandag, so sê die duiwel ken my naam, maar hy roep my op my verlede. God ken my verlede, alhoewel hy dit gekies het om dit vergeet, maar hy roep my op my naam. Jesaja 43 vers 1. Wie van julle weet wat staan in Jesaja 43 vers 1? Amen, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Nou is 'n kosbare dude daai, né? Amen, die van julle wat nie weet nie, hy sê sy girl het hom daar aan die ander kant so gekyk en sy sê toe sy hom so kyk, she was instantly in love. What a dude, yes. What a blessing. Nou ouens, nou wil ek eers 'n vraag vra, wie van julle hou van jag? Waar is die vrouens? Yes, oor die vrouens steek hulle hande op, ek sien die man steek die vrou se hand op. Hulle sê vir hulle, ons hou van jag, né? Okay, yes, nou wie van julle manne wat jag, hou daarvan om 'n spoor te sien? Julle weet mos van die twee blonds, wat vir die mans sê, julle gaan nou elke naweek, dis nou ons beurt om te loop jag. En hulle sê, maar julle verstaan niks van jag nie. Hulle sê vir mekaar, luister, ons ken jag. Ons het nou gesien hoe jag julle, ons het gehoor waarvan praat julle, maar ons gaan nou jag die naweek. En die twee arme blonds is in die veld en hulle kry die spoor, en die een sê, ek sê vir jou, dis 'n gensbok se spoor, die ander een sê, dis 'n kudu se spoor. En die een sê dit en die ander dat, en hulle vat nog later so hulle ryk, maar hulle kyk nog so na die spoor, toe trap die trein hulle. Goed, maar in elk geval, yes. Ja, maar julle weet van spoor soek, nee, dit is lekker om 'n spoor, dan begin jou hart so te klop. Maar wie van julle wat al gejag het, weet, daar kom 'n tyd dat jy moeg raak om net die spoor te sien. Stem jy saam? Jy wil die reël ene sien, jy wil hom sien. En ouens, daar's 'n skrif wat Irina lief is om te quoteer, en ons het dit die afgelope tyd baie gequoteer, en ek het dit sommer in verskillende vertalings loop lees, en die nuwe vertaling beeld hierdie vir my die mooiste uit. So Habakuk sal ons 'n biddende gemeente wees. En hier sê julle nou almal yes, amen. Maar Habakuk 3 vers 2 sê die volgende, en ek lees dit ek quoteer dit uit die nuwe vertaling uit. Habakuk 3 vers 2 sê die volgende, en ek sê dit uit die nuwe vertaling, goed, maar ouens, hoor nou hiersom, Here, ek het gehoor wat van u vertel is, sy spoor, en ek is vervul met ontzag vir wat u gedoen het, maar doen dit tog ook in ons tyd. Laat u dade ook in ons tyd ervaar word. Ontferm u selfs in u toorn. Ouens,
Wat 'n verwoording vandag om te sê, Here, ons het al gehoor wat die Here kan doen. Wie van julle was al ons amazed oor die getuienisse wat jy al gehoor het, wat die Here gedoen het. Maar wie van julle wil sê, Here, ek wil dit nie net hoor nie, ek wil nie net die spoor sien van waar God al gewerk het nie. Ek wil dit ook ervaar. En wat 'n voorreg vandag dat ons in die kan glo in die krag van gebed, ouens, om God te vertrou, om te sê, Here, in my huis, in now, in this time in my life, ek wil dit ook ervaar. Ek wil ook, sê vir die Here sommer net, ek wil dit ook ervaar. Nou geliefdes, ek gaan uit die aard van die saak, ek het nou geweldig baie om te deel vanoggend, maar ek gaan nie by alles uitkom soos wat vir my hier lyk, anders gaan ek dit net afjaag en ek wil dit nie afjaag nie. Maar so as die Here wil, sal ons volgende week, as ons nou lekker koffie en snysterye geniet hierso met ook, dit is afgekondig van volgende week, nee, goed. Nou geliefdes, ek wil net eers 'n bietjie 'n paar dinge begin as ons gesels oor gebed, oor struikelblokke wat ons weerhou om deurbrake te ervaar. Jakobus 4 begin, hy sê julle bid en julle ontvang nie. Hoekom nie? Hy sê omdat julle verkeerd bid, en dan sê hy en die begin van dit alles sê hy, dit gaan alles oor jouself. Nou ek wil net 'n paar dinge uitlig vandag in ons eie lewe, en in die liggaam van Christus in hierdie dae, wat weerhou ons om deurbrake te beleef? Glo jy dinge weerhou ons om deurbrake te beleef? Amen. Goed. Nou die eerste ding kan ek nie anders, ouens, as om begin by die woord repentance. Ouens, Handelinge 3 vers 19 sê vir ons, bekeer julle. Die Afrikaans sê dit nie so mooi nie, hy sê dit mooi, maar nie so mooi nie. Hy sê, die Afrikaans sê, bekeer julle sodat tye van verkoeking kan kom. Maar die Engels sê repent so that times of refreshing. Nou wie van julle kan doen, ek meen dit, hoe lekker was dit nou om die reën te sien, en dit is tye van verkoeking, stem jy saam? Maar geliefdes, we need times of refreshing in our lives. En daar was nog nooit een herlewing wat gebeur het, as dit nie voorafgegaan het deur repentance nie. Hulle vertel dat in die Brownsville herlewing, en jy kan maar gaan Google, dat dit tot so klompie jare terug aangehou, en dit was so amazing, dat ons het altyd, ek onthou toe ons kind was, het hulle gesê, as herlewing kom, dan het die predikant mos aan sy bene, want hy staan in die water die hele tyd, soos hy die mense moet doop, hy kom nie uit die water uit nie, so, maar wat beteken, daar is repentance, en hulle vertel dat die gees, the spirit of conviction, ek was in Toronto, toe sit daar ou van Australië, en ek en die ou van Australië sit en gesels, en hy kom toe nou net van Brownsville af, en hy sê vir my, one thing I experienced there was the spirit of conviction was so strong. Hulle vertel dat ouens in die parkeerterrein gestop het, om kerk toe te gaan, dan klim hulle uit die kar uit, dan weet hulle nie hoekom nie, maar dan sak hulle net daar neer, langs die kar, en dan bely hulle sondes, en hulle bely goed is, because of the spirit of conviction, wat net daar is. En ouens, dit loop altyd, 'n gees, 'n spirit of repentance, loop altyd hand aan hand, met times of refreshing. Halleluja, is dit nie kosbaar nie, ouens? Nou, so dis die eerste ding wat ek wil uitlig, en sê, wat Craig Hill eendag gesê het, van FFI, het gesê, you don't always have to be wrong to repent. Maar as die gees van God gebrokenheid in 'n mens se lewe werk, dan sê ou gou, hoekom was Dawid 'n man na God se hart? Stem jy saam, want hy was gou om te sê, Here, toets my hart, en kyk net in my hart in. En dit is die gees van sagmoedigheid, the spirit of meekness, soos die Engels sê. Nou goed, die tweede ding wat ek wil uitlig vandag, en julle kan kwaad wees, hier's van die mense wat seker hardklap, so ek moet versigtig wees hoe ek praat, maar have mercy on me, stem jy saam? Stem jy saam dat dit partykeer tye is, dat ons Afrikaans met mekaar praat? Afrikaans beteken, kom ons kyk na dinge in ons lewens, wat
oor daar is hy klaar, wat deurbrake in gebed verhinder. En dit is die eerste of volgende ding wat ek wil uitlig is, ek weet nie om dit anders uit te lig nie ouens, en dit is 'n drive-through kultuur. Wat beteken, Andre het vanoggend genoem, of Pieter het gepraat van skietgebedjies en allerhande, sommer net so, geliefdes, ek het dit nou al 'n paar keer genoem, maar ek wil dit net weer uitlig vandag, ouens. Iemand stuur my eendag 'n boodskap en gesê, het jy nie vir my 'n skrif nie? En ek is geskok om toe ek die reaksie kry op daai skrif om te sê, Jessie, het jy nie vir my 'n ander ene, hierdie ene werk nie? Met ander woorde, 'n drive-through kultuur. Het u geweet dat die lewe en ek sê nou nie ons moet alles verongemaklik soos wat dit vroeër jare was nie en weer primitief leef nie, maar stem nie saam vandag ouens. Stem nie saam dat die kultuur het op die kerk afgesmeer. Unfortunately. Ons is supposed om termostate te wees, nie termometers nie. Termometers sê vir ons wat aangaan in die kultuur. So ons raak ook drive-through georiënteerd. Maar we are supposed to be thermostats. Wat beteken ons bepaal die kultuur. En ouens, as dit by God kom nou, maandag by oom Toon se begrafnis in Klerksdorp, het ek 'n ding gesien wat amazing was, en jy kan vir Anita sê, ons stap in daai kerkgebou in, en dit is 'n kultuur of 'n kerkgebou, toe ons instap, toe kyk ons so, en dis iets totally anders as wat ons gewoond is. Weet jy wat het ek gesien? En weet jy wat het my vrou gesien? Daar is net banke met sonder rugleerings. Soos net die bankies. Nou sit ons daar en ons weet nie wat om te verwag nie. En die predikant sê, daar hy begin en hy sê, ek weet dis vir julle vreemd. Hy sê, maar die rede hoekom ons nie rugbanke het nie, is ons kniel as ons bid. En dit was vir my eintlik so kosbaar, ouens, en die reaksie, en as hy bid, dan moet almal kniel. En nou, ek gaan dit nou nie afdruk op ons nie, maar dit was vir my net so spesiaal om te weet, om te besef, maar jy sê, ouens, is daar nie 'n prys om te betaal in ons hart, en 'n gewillige prys. Nou so, die hele ding rondom 'n gemaksigtigheid, of ek wil dinge vinnig hê. As ek dinge nie vinnig hê nie, kom ek kry 'n ander ene, kom ek kry 'n vinnige versie. Ons het laasweek, het ek die uitdrukking gebruik om te sê, soos 'n toordokter wat met die, wat noem jy dit, 'n hong, daai ding. Goed, met daai towerstafie, want it. Okay, goed, ek is duidelik nie, ek weet, goed, of ek moet nou ligeries hier, my ore smeer. Maar, okay, maar ouens, dit is so belangrik vir ons, om te besef, om skriffies, en ek weet ek is dalk op dun ys, maar om skriffies te quoteer, gaan nie dinge verander nie. Somtyds het we have a fight. Paulus sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. En ouens, as jy nie bereid is om 'n prys te betaal, om 'n stryd in gebed te staan nie, om die stryd te stry nie, 'n towerstafie, 'n skrif, dis maklik om te sê, Here, of Etienne, of Piet, of Rian, stuur vir my 'n ander skrifgie, want hierdie ene werkie. Ja. En ek sê dit met 'n doel, dat dit afsmeer op u, menende dat u so maak, en sê, ek soek dit, ek soek nie daai ding nie. Die volgende struikelblok in gebed, wat ons weerhou van deurbrake in gebed, is, kies vir die Engels, maar ons het dit al hoeveel keer al genoem, maar dit is convenience versus conviction. En dit is baie dieselfde, ouens, as ons, as gemak, die uitkoms van jou gebed bepaal, los dit eerder. Dis harde woorde, stem jy saam? As gemak, as jou eie gemak, geliefdes, Irina het ander dag die uitdrukking gebruik, toe Estian van die dak afgeval het. Toe Estian van die dak afgeval het ek nie allerhande eers nou gesê, okay, ek gaan nou net 'n mooi gebedjie, ek gaan nou net 'n skrif, ek gaan nou net, wat se skietgebedjie gaan ek gou opsteek nie. Ouens, my seun was basically dood. Dit was in daai oomblik,
wat ek Jesus geroep het, die naam Jesus geroep het. En ouens, ek quoteer weer, Lukas 22 vers 44, Lukas 22 vers 44 sê, toe Jesus in die tuin van Getsemane was, nou as ons Kolossense gaan lees, dan sien ons ouens, en as ons gaan lees in Jesaja 63, en weer eens 'n skok, daar kom nie nog 'n Battle of Armageddon nie. Dit het aan die kruis gebeur, Jesaja 63 sê dit so, en gooi my maar uit, of vloek my maar as ek dit sê, ouens, aan die kruis het dit gebeur, Bosra, wat beteken Armageddon, wat beteken the valley of decision, where kings meet, en dis waar dit gebeur het, Jesaja 63, en die bloed van Jesus het die aarde gevul, maar dit was 'n arena, die plek was 'n arena gewees, en ouens, die hel het op Jesus oopgegaan, die sondes, die straf van die mensdom het op hom afgegaan, in so mate dat Jesus gesê het, Here, as daar 'n ander manier is, laat hierdie beker vir my verbygaan, maar ek besef, daar is nie 'n ander way nie, you have to go through it, en dit het gebeur in die tuin van Getsemane, en die skrif sê, Jesus het in 'n sware stryd gegaan. Ouens, die kruis was nie 'n joke nie, en ek weet ons weet dit, maar die skrif sê, hoor nou mooi, in Lukas 22 vers 44, toe Jesus in 'n sware stryd gegaan het, soos wat ons baie keer, natuurlik nie naaste by in die dinamika of in die feit, wat Jesus gegaan het nie, maar ouens, hy sê, het Jesus met groter inspanning gebid, in so mate dat sy sweet soos bloeddruppels op die grond geval het. Ouens, is u bereid om die fight te fight? Are you willing to fight the fight? Of is conviction, dingetjies het voorgeval, dit, dat, dit is mos die kultuur, dit het die slagspreuk van die moderne kultuur van die Christene geword, skus, iemand iets het voorgeval. Ouens, as iets voorgeval het, en jou kind is besig om dood te gaan, dan vat jy alles wat, daai vrou wat in bloedvloeiing gevloei het alles wat in haar pad was, een kant toe geskuif, en sy het gesê, ek soek hom. Ouens, hoe honger is jy vir 'n deurbraak? Ek quoteer weer laasweek se skrif, Handelinge 12 vers 5, toe Petrus in kettinge was, die geliefde het die gemeente met aanhoudende gebid, totdat die kettinge afgeval het. Ouens, daar's mense, daar's geliefdes in ons gemeente, daar's geliefdes in ons lewens wat met kettinge gebind is. Is dit so of is dit nie so nie? En gaan die gemeente gaan ons 'n biddende gemeente wees, gaan ons met aanhoudende gebed, of gaan die eerste ou skrifgie wat ons quoteer, ons sê hierdie ene werkie, of gaan ons met groter inspanning bid? Geliefde, sê saam met my, convenience versus conviction. Ouens, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, en Paulus het nie dit lig gestel toe hy gesê dis 'n stryd nie. Amen. En as u nie bereid is om die fight te fight nie, ek onthou jare terug toe ek self deur 'n moeilike tyd gegaan het, sit ons by in Greytown by hom Angus, en daai dag toe bedien hy oor gebed, onthou ek, en hy het gesê, gebed loop op 2 bene, geloof en die uitleef van die woord in die praktyk. En hy het gesê, as jy nie bereid is om deur heaviness en deur hierdie goed te gaan nie, los dit eerder. Geliefdes, vergeet die drive-through kultuur, vergeet convenience en begin om committed te raak in gebed. Amen. Kom ek nog 'n struikelblok. Ek quoteer net vandag vir u. Eksodus 1. Israel is in gevangenskap in Egipte, hulle slawe. Ek klik nou eers, dankie, amen. I'm no longer a slave. Ons het dit nou gesing, ek het dit nou nie as die tweede, maar sien dit nou nog 'n bevestiging, ouens. En hulle slawe in Egipte. En toe sien Farao, wat 'n tipe is van die Satan, Egipte se koning, ons verlede, en hy sê die volgende woorde, hy sê, ek sien hierdie Israel raak al hoe meer, hulle groei. En ons het een van die dae 'n probleem, want hulle groei. Net so, dankie maar nou, het die duiwel 'n probleem, want hy sien as jy groei. Amen. Hy sien as jy groei. En wie van u weet wat staan in 2 Korintiërs 2 vers 11?
Mooi. Ons is met die duiwel se planne bekend of nie onbekend nie. We know the schemes of the devil. Efesiërs 6 vers 11 sê, staan vas teen die schemes van die vyand. En Farao sê vir sy mense, kom ons maak 'n plan, 'n scheme. En wat is daai scheme? Hy sê, geef hulle nog meer om te doen. Hou hulle nog meer besig. Iemand het enige gesê die woord busy beteken being under Satan's yoke. Busy. En geliefdes, wie van u weet, as iemand hier sit, of as jy vir iemand het wat iets wil doen, iets gee om te doen wat niks doen nie, dan gee dit vir hom en dan doen hy dit ook nie. Want ek het nie tyd gehad nie. Gee vir iemand wat baie besig is nog iets en dan doen hy dit ook. Stem nie saam? Because it's not convenience, it's conviction. I mean, nou hy sê vir hulle hierdie woord, hy sê, kom ons hou hulle besig. Kom ons hou hulle nog besiger. Maar die skrif sê die Hebreëse vroue was sterk. Hulle was sterk gewees en hulle het nog meer gekraam en nog meer vermeerder. Ouens, God wil hê ons moet nog meer vermeerder. Nou kom ons kyk ouens na 'n shocker. Ons blaai na Rigters 1 toe. Die boek Rigters, nou ek weet ek het dit lank terug al gedeel. Nou Vrydagoggend het ons dit hierso ook gedeel. Nou ek wens nou ek het nou tyd gehad om stil te staan by hierdie, maar ek wil net 'n beginsel oordra ouens. Blaai na Rigters 1, maar ek gaan dit nie lees nie. Maar ek wil hê jy moet dit daar sien. Nou ek wil hê asseblief, ons is nou nie by conviction nie, so jy gaan dit mos op jou eie lees in die week, nee, is mos so Magda, julle gaan dit mos lees. Nee, steek gou jou hand op, wie van julle wil graag Rigters 1 gaan lees? Uit 'n baie mooi, my vrou gee steek haar hand op, ek gaan haar dophou. Goed. Nou in Rigters 1, goed, hoeveel stamme van Israel was daar? Mooi, julle is slim. Dit klink nou soos die die kind wat nie geleer het, hy het nie mooi verstaan. Nou sê die sonnaskoolonderwyser vir hom, sê net vir die, ek gaan vir jou nou goed as help, skryf dit hier, Sem, Gam en Jafet, skryf dit hier, dan gaan, as jy, hulle nou vir jou vra, as jy nou moet nou hier voorkom staan en nou moet sê, en hulle vra, jy moet net iets kan sê, ken van die Bybel, skryf dit sommer hier, nou vra die, hy skryf dit toe nou hier, nou vra die dominee vir hom, okay, noem vir my die 3 seuns van Noag. En hy Sem, hy sê mooi, en die ander ene, en hy kyk, hy sê Gam, hy sê ook in die derde een, hy Jockey Junior. Goed, maar in elk geval, so as jy iets wil weet, so ten minste weet julle allemaal is 12 stamme van Israel gewees, mooi. Goed, maar in elk geval, maar toe hierdie 12 stamme in Israel kom, onthou hulle het uit Egipte gekom, die Here, I'm no longer a slave, en ons het dit nou gesing vandag, I'm no longer a slave, glo jy dit? En toe maak die Here hulle vry, maar die belofte was, ouens, die belofte was, Israel lê vakant. En daar was in die tussentyd oor daai 430 jaar, wat Israel in Egipte was, het iemand anders, het ander stamme kom bly in hulle land, in Israel se land het ander ouens kom plak daarson. Maar die Here sê vir Israel, hoor nou die ouens, hoor nou hierso, en ek wil hê julle moet nou regtig asseblief luister. Die Here sê vir Israel, ek gaan hierdie stamme uit Israel, jou grond, jou huis, jou grond, ek gaan hulle wegdryf uit dit uit, sodat jy jou land in besit kan neem. Maar God sê, ek gaan sekere nasies laat agterbly daar. Wow, agterbly. Ek dog dan, Here, U dryf al my vyande voor my uit. Ja, maar ek los seker is daar. Nou verstaan ek nie. Goed, ons gaan nou daarby uitkom. En nou sê die Here vir Israel, as julle ingaan, gee ek vir hierdie stam
vir elke stam, ek gee almal, dis jou deel, dis jou erfenis. En hulle sê, wow, ek het 'n skrifgie wat ek gaan quoteer, 'n wong, en as ek in my land kom, gaan ek net sê, bidie, 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 ek is meer as 'n oorwinnaar, hier is my land. En nou lees ons, ag kom ek kyk net so een of so, kom ons kyk nou byvoorbeeld, hier is so baie, ek wil nou kyk wat 'n skrif het almal, julle sal sien, terwille van tyd gaan ek nou dit nie lees nie, maar as julle gaan lees daar, so dan sal jy sien, so kom Ruben, die oudste seun, kom hy in sy land in, en die skrif sê, toe daai ander ouens daar staan, toe sê hulle vir hom, hey boetie, Ruben, wat soek jy hier? Met wie kan ek nou ploeg? Isabel, wat kom soek jy in hierdie land, dis my land. En Isabel sê, bidie, 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 God het gesê, dis my land. En hulle sê vir Isabel, skus, ek ploeg nou net met jou, as dit okay is. Kom ons fight. En Isabel sê, ek is nie gereed vir 'n fight nie, en hardloop weg. En die volgende oomblik toe kom Isaskar, en die skrif sê, toe Isaskar se vyande, Isaskar in die berge ingejaag, en almal is soos, wie van hierdie ou fliek gekyk, Born Free? Onthou jy, daar was 'n leeu met die naam van Elsa. Het jy die fliek gekyk, en Elsa was 'n makleeuwtjie wat nooit geleer het om te jag nie. En tot die frustrasie van die eienaar, sê hulle, toe hierdie leeu nou al so groot was, toe sê hulle, hierdie leeu sal leer, dis tyd dat sy in die bos moet ingaan, maar sy gaan vrek van die honger, want sy kan nie jag nie. So vandag moet ons haar vat om te leer om te jag. Ok, hulle leer haar jag, en dan kan jy die frustrasie sien van daai eienaar, want so 'n klein vlakvarkie kom, en dan kom die leeu, en dan ryk sy so in die vlakvarkie, en dan maak hy leeu, daai vlakvark net so, dan draai die leeu om en hardloop die leeu weg. Tot die nag toe, volgende dag, nooit. Hierdie leeu het nie geleer om te jag nie, en wie was gefrustreerd? Nie die leeu, nie die eienaar. My vraag is vandag, in alle respek, is God gefrustreerd met sy kinders, wat uitgedryf word in hulle eie land. Geliefdes, van al daardie stamme kan jy gaan lees, in Rigters 1, het nie een hulle land in besit geneem nie. Behalwe een ou. Nie is 'n stam nie, net een ou met sy huisgesin. Wie van die was dit gewees? Ja, hy was Vrydagoggend hier, Caleb ouens. Dit beteken nou nie, hy het nie 'n snor gehad nie, Caleb nie. Caleb. En geliefdes, want Caleb was 40 jaar oud, toe stap hy met Josua in die beloofde land in, toe sê hy, God kan. Onthou ouens, hy was deel van die wat net hy en Josua het gesê, hulle is so sprinkane in God se oë, terwyl die ander gesê het, ons is so sprinkane in hulle oë. Amen. Nou, toe hy 80 jaar oud was, 40 jaar later, ouens, vat dit vandag, 40 jaar later, toe staan Caleb, toe sê hy, gee my deel. Want hy sê, ek is 80 jaar oud vandag. 40 jaar terug het ek saam met Josua in hierdie land ingegaan en ek het gesê, dis my land. En hy sê, ek is vandag 80 jaar oud, maar ek is nog net so sterk, soos 40 jaar terug. Gee my hierdie land. En die skrif sê vir ons ouens, dat Caleb was die enigste, maak so die enigste ou, wat sy erfporsie in besit geneem het. Want hy het geleer om te fight. Sê gou saam met my, wow. Want lek jou vinger en blaai jou om, dan sien jy wat gebeur het. Hoekom sê ek dit? Ouens, die ouens wat uit Egipte uitgetrek het, amper sê ek het gesterf in die woestyn. En in die tussentyd het daar puppets, het daar 'n nuwe generasiekie opgestaan, wat nooit geleer het om te beklei nie. Ouens, ek wil nou al die mikrofoon omgestuur het, maar ek wil gevra het, wat hou ons tee? Ons gaan dit nou vra. So julle kan so lank sê, wat is daar nog wat ons terughou? Om, wat se convenience, wat te goed gebruik die vyand om ons puppets te maak, ouens? Is ek hard vanoggend. Geliefdes,
Rigters 2 vers 10 sê, en toe daar die hele geslag by hulle vaders versamel is, met ander woorde die ouens wat uit Egipte uitgetrek het, toe hulle almal gedooi het, hoor nou mooi, staan daar 'n ander geslag op na hulle, wat die Here en ook die werk van wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. Lord, I have heard of your deeds. Maar dit is vir my net 'n spoor. Ek het dit nie beleef nie. Ek het net daar gehoor. Ek ken nie direk om God se deurbrake om te bid. Ek weet nie wat dit is as 'n gemeente op 'n aand by mekaar kom of in 'n oggend by mekaar kom en bid totdat die heerlikheid van die Here in 'n gebou inkom of totdat die kettinge van mense se lewens begin afval. Ek ken dit nie. So omdat ek dit nie ken nie, het ek nie 'n smaak daarin nie. Terwyl Spreuke 22 vers 6 sê, oefen jou kind, touch their palate, beteken ontwikkel 'n smaak. Gee 'n smaak. Gee smaak. En hoofstuk 3 vers 1 sê, en dit is die nasies wat wie laat oorbly? Die Here. Die Here het daai ouens daar gesit en gesê, luister Boetie, luister Isaskar, luister, met wie kan ek ploeg? Nog? Marnu. Ons ploeg nou met Marnu. Marnu, jy kom in jou beloofde land in, maar ek, wat jou God is, los 'n vyand in jou pad. Ag nee, Here, is daar nou net 'n convenience godsdiens wat ek nou in begewe is? God los vyande in jou pad. Hoor nou hierso, geliefdes, hy sê wat die Here laat oorbly het. Die Here het hulle laat oorbly. Vat 'n heilaar en sê, God laat sekere vyande voor my staan. Hy sê, almal wat die oorloë van Kanaan nie geken het nie, deur hulle op die proef te stel, net dat die geslagte van die kinders van Israel dit kan weet, om hulle te leer om oorlog te voer, ten minste die wat vroeër nie dit geken het nie. Wow. Ouens, God, Psalm 144 vers 1 sê, God leer my hande om 'n boog te span. God leer my, ouens, dis ouens sal ure in die gym, of ouens sal ure op die oefenveld, of hulle sal ure spandeer, maar die oomblik as dit by God en by gebed kom, soek hulle 'n magic touch. Hulle ken nie wat dit is om te fight, totdat deurbrake kom nie. En ouens, ons moet die gal en die gif van convenience uit ons gemoed uitgooi. Amen. Ek onthou nog maak hierdie vir julle sin vandag, ouens, dat ons leer om oorlog te voer. Ons moet leer om oorlog te voer. Kom ons blaai net gou vinnig na 2 Konings toe, die boek 2 Konings, hoofstuk 3. En terwyl jy daarna toe blaai, ek onthou nou Neil en Martinet se klong stoei, en lyk my hy's 'n meneer wat ken. Nou stoei is in die binnemans kultuur, dit was, ons het gestoei ons lewenslank. Maar ek is nou die jongste en al my ouer broers het gestoei en so het ek ook gaan stoei en so geniet ek die stoei en alles. En ek het 'n chommie gehad, ou Chris. En ek wens ek sal sommer vir Chris die boodskap aanstuur eendag. So nou moet ek mooi praat, maar hy het my pa gelyk as my pa 'n paar doppe ingehad het. Veral, julle weet mos daai vlak van my pa se vriend Dani, dan se Dan en later is hy ou Dan. En as dit ou Dan is, kyk dan het Chris dit gelyk. Want dan was my pa die grap self. En hy het alles wat my pa gesê het vir soetkoek opgeëet, maar my pa was nie die stoei afrigter nie. My pa het sommer net, ja. Maar as my pa vir Chris 'n ding gesê, dan het Chris dit geglo en so oortuig ons vir Chris om te kom stoei. En ek was so standaard 6. Nou het ons vir Chris en my pa het gesê, luister ou seun. Hy het sommer ou seun gesê. As jy 'n man hier druk, nou vra vir Neil, dit is nie so nie. Maar omdat my pa dit gesê het en so sê my pa vir Chris, as jy 'n man hier agter druk, ek sal nou nie mooi sê nie, maar goed sê wat my pa gesê het nie. Maar so kry Chris sy eerste fight. En ons sê vir hom, maar ons grap nou, ons lag nou, want dit is nie so nie. Ons sê vir Chris, as hy daai man hier onder, en daai man staan nou aan 'n 4 voet, dan druk hy hom net hier, dan vou daai man.
En my pa het gesê, man, ek gaan hier sit, jy gaan nou op die mat stoei. Ek gaan hierdie kant sit, dan hoor ek hoe glip daai ou se knypers. Kom ek sê vir jou, dit gaan net so gebeur. En wraggies die volgende oomblik gryp Chris en die ouetjie mekaar en wraggies het Chris om hier en die ou is daar op die grond. En nou staan Chris. En hy kyk ons so. En ons maak vir hom so. En Chris druk. En hy druk. En al wat ons sê is druk harder. Dit werk nie. En die ou kyk so en hy sien al wat Chris staan is, hy staan vir ons so en kyk. En die volgende toe draai die ou om en hy gryp vir Chris en hy pen vir Chris in die grond. En daar wen die ander ouetjie. En Chris kom af en hy's kwaad en hy sê vir ons, julle het dan net gesê, maak net so, dan wen ek. Noodloos om te sê, dit was die beste les vir Chris om te weet, as jy in 'n fight gaan, maak jy nie net so nie. Amen. Jy fight tot jy gewen het. Halleluja. En ouens, kom ons sluit af. Ek gaan nou hier afsluit vandag. Hierso kom God. En Israel is onder 'n aanslag uit die hel uit. Deur 'n koning wat sterker is as hulle. Wie van u was al daar gewees? Wie van u kan soos Dawid sê, ek is omring deur 'n vyand wat sterker is as ek? Het u geweet Dawid het dit gesê? Het u geweet Elisa het op 'n kol toe Gehasie vir hom sê, ons is tickets. Ons moeilikheid is geboek. Wie van u weet wat bid Elisa? Hy sê, Here, open sy oë, my diensknegt se oë, dat hy kan sien, dat die wat vir ons is meer as die wat teen ons is. En die skrif sê die volgende oomblik, toe open God Gehasie se oë en hy kyk op en hy sien die hemelse leermag. En hy sien, die vyand het nie 'n kans nie. Maar Israel was in 'n fight, deur 'n vyand teen 'n vyand wat sterker was as hy. Gaan lees die agtergrond. En ouens, hulle kom en hulle gaan sê, maar kom ons kry 'n profeet. En hulle kom by Elisa, 2 Konings 3 vers 15 en hy sê, bring nou vir my 'n siterspeler, met ander woorde in vandag se konteks, kom ons aanbid met die gitaar. Bring net iemand met 'n gitaar, laat ons hen aanbid. En toe die siterspeler op die snare speel, het die hand van die Here op hom gekom en hy het gesê, so spreek die Here. Ouens, ek het hier geskryf, die krag, the power of prophetic worship. Ouens, die oomblik as ek begin aanbid, is dit die beginpunt vir God, om my op te tel in 'n dimensie waar ek van God hoor. Elisa sê, ek hoor nie wat God sê nie, bring vir my 'n gitaarspeler. Ouens, ons verstaan nie altyd die krag. Ek sê ander dag vir iemand, wat net vir my sê, ek het nou iets voorgeval, ek is in hierdie stryd, en vergewe vir Etienne vandag, dat ek so erg is op wat ek sê, ouens. Maar my hart bloei, as ek sien, mense sukkel, en hulle sukkel, en God gee 'n geleentheid, en God gee geleenthede, en God gee geleenthede, en mense sê, iets het voorgeval vandag, ek het 'n nood, of iets het gebeur, ek kon nie. Geliefdes, waar in Vryburg, waar in enige dorp, gaan jy geleentheid kry vir 'n paar mense, wat in kerkgeboue by mekaar kom, en hulle aanbid, en hulle maak kontak met God, en daar kom 'n oomblik om te sê, sit net, God bedien jou vandag. Wat 'n voorreg. Ek wil huil as ek dit sê, hoe mense dit as ligtelik agneem, ouens. 'n Geleentheid om met die hemel kontak te maak, 'n geleentheid om met die hemel te connect, ouens. Wat 'n voorreg, dit kos iemand niks. Dis die fout, dit kos iemand niks. Maar hulle begin aanbid, en die Here sê vir Elisa, hy sê, dis wat God sê, trek uit. En die Here gee hulle strategie, hoor nou mooi, en eintlik by implikasie in die Etienne vertaling sê, God sê ja. Hy sê, ja, vers 17 sê, of 18 sê hy, God sê, gaan, en gaan doen het, gaan fight, ek is met julle, ensovoorts. Hy sê nie, gaan swaai 'n skrif hier, en net gaan bely dit nie, hy sê, gaan fight. Maar onthou, in hierdie fight is ek met julle. Ek beloof julle, julle het my backup, die hemel as 'n backup, maar hoor nou mooi vers, en luister nou mooi, hiermee sluit ek af, maar luister nou mooi, ouens. Asseblief, moenie nou rondkyk of
Want hierdie is krities belangrik vir ons. Vers 25, hulle fight. En hulle kom agter my, God is regtig met ons. Sê gou saam met my, God is regtig met my. Daarna het hulle die stede verwoes, dis nou van die Moabiete. En elke stuk grond sy klip opgegooi en daarvan wat vol was en elke waterfontein toegestap, met ander woorde, hulle die vyand se goeders gestop. En elke goeie boom afgekap, totdat dit net in Kirhaseret klipmure daarvan laat oorbly het. Maar ouens, hoor nou mooi. Asseblief ouens, hoor nou mooi. Maar toe die slingeraars dit omsingel en beskiet en die koning van Moab sien, die koning van Moab, onthou hierdie is simboliek van die demoniese vyande in jou lewe. Dis jou geestelike vyand wat hiervan gepraat word. Jy's in 'n geveg en jy kon nie fight nie. God het gesê ja en die volgende oomblik kom jy agter, ek is besig, ek is op die rand van 'n groot deurbraak. Ouens, herhaal dit saam met my asseblief, ek is op die rand van 'n groot deurbraak. Toe die koning van Moab sien dat die geveg vir hom, nie vir ons as kinders van God nie, vir die duiwel, vir die demoniese aanslag op my lewe, sien dat hy moeilikheid kry, het hy 700 man wat die swaard getrek het met hom saamgeneem om die koning van Edom deur te breek, maar hulle kon nie. Jou vyand kon nie, want jy het momentum in die gees opgebou. Dis wat dit hier staan, dit is 'n uitbeelding van hoe dit in die geestelike riem gebeur. Jy's op die punt, jy het momentum. Dankie, maar daarop, ouens, vat nou 'n hengse highlighter en kyk nou hier. Daarop, toe die duiwel, toe die demoon sien, jy is besig om oorwinning te kry, hoor nou mooi, neem hy, die demoon, die koning van die vyand, die sterk man, neem hy sy eersgebore seun wat in sy plek koning sou word en offer hom as 'n brandoffer op die muur. Sê saam met my, witchcraft, okkultiese dinge. Ouens, daar is demoniese werke wat teen jou opstaan. Nou hoor nou die volgende, toe het 'n groot toren oor Israel gekom, met ander woorde, toe word die fight intens. En Israel, sodat Israel weggetrek het en na hulle land teruggefight het. En gesê, ons gaan nie aan met hierdie fight nie, dit is nou te veel vir ons. En Elisa sê, julle het nie geleer om deur te druk, when the going gets tough, the tough gets going. Ouens, dit was die kritiese, die pinnacle gewees, van dis die laaste, dis sy opvolg, dis die laaste offer wat die vyand kon gee, die oorwinning was daar gewees, dit was die pinnacle oomblik gewees, ouens, en wat gebeur, ietsie het voorgeval, of ek het aanstoot geneem, of wat 'n klomp nonsens wat mense van praat, ouens. Geliefdes, dit is die tyd, wanneer ons deurbrake kry in gebed, en dit is die struikelblokke, dis wanneer die duiwel van jou steel, is wanneer dit op die punt van oorwinning, van 'n finale oorwinning is. Die volgende wat ek wil afsluit, ek gaan dit net quoteer. 2 Konings 13, kom Elisa, en hy sê vir die koning, hy sê luister, hy sê, ek gaan dit terwille van tyd loop, lees dit op julle eie asseblief, maar ouens, luister nou mooi, want die Here is hier vandag, die Here praat met ons vandag, en die skrif sê wie oor het, laat hom hoor vandag. Die Here sê deur sy gees, deur die profeet, hy sê, luister hier, met wie kan ek nou ploeg? Hy sê vir hom, Karel, vat 'n pyl. En elke keer wat jy hierdie pyl slaan, gaan lees dit maar in daai gedeelte, gaan jy oorwinning kry. En hy gee die pyl in jou hand, en hy sê, hier is 'n geleentheid. En die Here demonstreer vir die koning, hy demonstreer vir die koning hoe gesag is daar in dit, want die volgende oomblik toe sterf Elisa, en hulle vat Elisa in 'n graf, en hulle lê hom daar neer, en daar's 'n fight, en hulle maak een van die Israeliete dood, gaan lees dit daar, en die Israeliete gryp hierdie man wat dood is, hulle broer wat dood is, en hulle hardloop en hulle vlug. God is in die fight.
Want die Here wil hulle iets laat sien, hy wil die oë, ons het dankie Niel, ons het dit vanoggend gesing, open the eyes of my heart. Hy wil vir Israel iets wys, hoe kragtig is die gesag, wat in die geestesdimensie in die gaan is, en hier lê Elisa in 'n graf, en een van ons broers is dood, maar hulle gryp die broer, want hulle weet, hulle moet hom net huis toe bring, hulle hardloop met die dooie ou, en hulle vlug, maar is nie die einde nie, dank die Here, God wil iets wys, en die volgende moet jy sien, hier kom die vyand, en wat doen hulle? Wie van die weet wat doen hulle, met hierdie dooie ou? Hulle gooi hom in die graf, by Elisa, en nou Gert, sê vir ons hierdie oor die lig, wat het gebeur in Jesus naam ouens, wat het gebeur toe daai dooie ou op Elisa se bene, die Elisa, die profeet, wat geïnspireerd word deur God om te sê, gaan fight, toe daai ou sy bene, die benere van Elisa tref, uit weduwene geword, gaan lees dit staan, dat toe daai dooie ou lewendig geword, toe kom hy terug, toe sê, kom ons gaan fight verder, wie het nou gesê, sjoe hierso, ouens, en God kom, hoor nou mooi, en hy sê vir dit is hoe ek saam met julle fight. Dis die belofte, hy sê so Karel, hoeveel keer gaan jy hierdie pyle slaan van die geleentheid wat God vir jou gee om te bid, om oorwinning te staan in oorwinning. En die skrif sê hy het hom 3 keer geslaan. En die profeet het kwaad geraak. Hoekom het hy kwaad geraak? Help my vrou. Hoekom net 3 keer? Man, as dit papreen moet jy skep. Want die skrif sê, hy het nie vir hom gesê, jou dwaas nie, hy het vir hom eintlik gesê iets anders, maar hy het gesê, nou sal jy net 3 keer oorwinning kry, en die laaste vers sê, en die koning het net 3 keer oorwinning gekry, terwyl Elisa vir hom gesê het, 6 of 7 slaan totdat die stok klaar is. Volkome oorwinning is jou deel. Moenie ophou as jy net 3 keer geslaan het nie. My vraag vandag, en ek sluit af en sê, hoeveel mal, ouens, hoeveel mal slaan jy die pyle as God se teenwoordigheid, die geleentheid daar is, en God se teenwoordigheid is uitgebeeld in die gesag van Elisa vers 21, wat Gert nou vir ons gekwoteer het. Ouens, wie van u wil kom sê, ek wil 'n puppet godsdiens, ek wil dik wees, ek wil naar wees vir conviction, vir 'n draai-vroeg Christenskap. En ek wil glo, dat Paulus gesê, dit is 'n worstelstryd, maar dit is 'n goeie stryd. Hy noem dit die goeie stryd van die geloof. En ouens, as jy in 'n sware stryd kan, ek het hier 'n gebed geskryf, Here, ek meld aan in gebed, kom leer my om deurbrake te kry in gebed. Daar was 'n vrou, wat nie deel was van Israel nie, in Matteus 15 vers 21 tot 28, en Jesus wil vir ons 'n ding daar leer, en hy sê, want hierdie vrou is nie deel van Israel nie, hoor nou mooi ouens, en sy sê, Jesus, my dogter is vol duiwels, en Jesus ignoreer haar. Hoekom ignoreer Jesus haar? Want hy wil vir die ander sien, wat is in hierdie vrou? En hy vrou hou aan, en sy hou aan, en sy hou aan. En Jesus op 'n stadium sê hy, dis nie goed, om dit wat vir die honde is, dit wat vir die kinders is, met ander woorde die Jode, Israel, vir die honde, die heidene te gee nie. En wie van die weet, wat antwoord daai vrou vir Jesus? Wie van die weet? Ek is bereid, Here, die kerk van daai tyd is nie eens lus vir die kos wat Jesus op hulle tafel sit nie, maar ek is bereid om die krummels wat afval te eet, as ek net so bietjie van God se teenwoordigheid kan hê. En Jesus sê vir haar vrou, groot is jou geloof. Gaan, jou kind is vry. Ouens, daar's 'n ander gedeelte waar Jesus sê, sal ek hierdie geloof in Israel vind? Sal ek dit nog in ons kerk kry, in die dorp, in Vryburg? Ek praat van die groter kerk, nie net die gemeente nie. Sal ons hierdie geloof nog in Suid-Afrika kry, van kinders van God, wat God nie los, totdat God se deurbrake kom in ons lewens nie. Halleluja.
Halleluja. Kom ons bid ons. Halleluja. Here, ons kom bid vir die gees van gebed om in ons midde uitgegiet te word, soos wat as U wil ek volgende week wil deel in Sagaria, Here. Maar Vader, ek kom bid vandag in die naam van Jesus vir die Here, vir 'n conviction. Lord, I pray for the spirit of conviction in ons harte, Here, om te fight. Here, kom leer my hande om oorlog te voer. Here, U is my afrigter. U is my afrigter. Here, as U daardie vyande gelos het, sodat ek hulle kan oorwin, Here, dan sê ek vandag, kom leer my. Kom leer my. Here, die disippels het nie verniet gesê, leer ons bid nie, Here. Hulle het nie verniet gesê, Here, gee ons meer geloof nie. En ek dank U vandag, dat gebed die asemhaling, dit is die ark, dis die aak, dis die van 'n swaismasjien, Here, dit is daai vonk, daai spark, daai konneksie tussen ons en die hemel, wanneer ons begin bid, Here. Andre het nou met sy verwelkoming 'n ding gesê, wat ek wil quoteer vandag, Here, en sê, dit kos nie baie vir ouens om 'n braaivleisvuur, wat oor die negatiewe kan praat. Maar dit kos van ons om met God te connect. En dit kos 'n opoffering. Dit kos 'n opoffering. Here, ek het hier in my notas op 'n stadium gesê, mense kan nie leer om deurbrake te kry as hulle nie bereid is om op te offer nie. As hulle nie bereid is om op te offer nie. Here, U het gesê, gaan in jou binnekamer. Here, daar was Petrus wat sê, hy het op die dak gesit in die uur van gebed. In die uur van gebed. Here, sal daar 'n uur van gebed in ons lewens wees. Sal daar 'n uur van gebed in my hart wees, 'n oomblik van gebed wees. Ag Here, alles daai uur in 'n minuut, maar leer my net ten minste, Here, om die deur agter my toe te maak en voor God te kom en te bid. Kom maak dit wakker, Here. Ek wil bid vandag, soos wat ek geleer is as jong seun, vergewe my van biddeloosheid. En ek daai tyd nie altyd verstaan het wat dit beteken nie. Maar vandag wil ek sê, Here, maak ons los van 'n slapheid. U woord sê nie verniet, rig die slap hande en die slap knie weer op nie, Here, want soms raak ons moeg. Soms raak ons moedeloos, soos ons laasweek gedeel het oor die gelykenis wat U gesê het in Lukas 18 vers 1. Ek het hierdie gelykenis gegee met die oog daarop dat julle nie moet moedeloos raak nie as julle bid nie. Wil jy nie vandag net vir die Here sê, Here, ek soek die gees van gebed in my lewe. Ek soek 'n dieper konneksie met God. Ek wil proe, Here. Lord, I have heard of your deeds, and I stand in awe of what I have heard. Maar Here, ek soek dit in my lewe. Ek soek dit ook in my lewe, in die naam van Jesus, Here. Ek soek daai deurbraak in my lewe, in die naam van Jesus Christus. En ek stem saam met die woorde, leer my om oorlog te voer. In Jesus naam. Amen. Amen. Halleluja.